Geloof. Ons praat oor brille. Ons wag ek gou vir die liedjie om klaar te maak voordat ons begin met ons daily dose of wisdom. Ons kan so lank hou sê almal wat livestream is, baie welkom so lank julle. Wonderlik om by julle te wees. Ons hoop eintlik dat julle ook altyd die liedjie kan hoor. Ja, dit sou great gewees het. Dan sê julle goeiemôre op hierdie mooi Dinsdagoggend. Ons is op Gaan Groot Radio, hier live vanaf die Palm Lifestyle Center. Ons is ook live op His Vision se Facebookblad in en om Moederstad en in en om Weskus. As ek so net die agterkante van die fone kyk, dink ek dis wie ek groet. En ons gesels met pastoor Adri van His Vision. Goeiemôre almal, dis weer eens 'n wonderlike voorreg vir my, Marilee, om saam met jou hierdie oggend te kan open met die lewende waters van die woord. En ook saam met His Vision in en om Moederstad, in en om die Weskus en Gaan Groot Radio. Baie dankie julle dat julle tyd gee om te luister na vandag se boodskap. En vandag het ek iets op die hart en dit is my enigste identiteit is nie op my ID-boek nie. En ek wil julle 'n bietjie meer daarvan vertel. Ek wil met julle gesels oor iets wat ek as 'n bietjie 'n tydjie in my, vandat ek 'n kind van die Here was, het ek nooit besef nie, tot ek dit besef het. En dalk het julle dit geweet, of dalk gaan ek julle 'n openbaring gee vandag, maar ek het altyd gewonder of die Here witbroodjies het. Want Johannes praat die hele tyd van, hy is sy geliefde disipel. Het jy dit al agtergekom? Ons dink dit word baie gesê, maar weet julle wat? Dit word net 5 keer genoem in die evangelie van Johannes. Hy self was die skrywer. Dit was nie Jesus wat dit vir hom genoem het nie, maar hy het dit self vir homself genoem. En dit was vir my so 'n openbaring oor wat dink ons van onsself? Wat dink ons en glo ons van Jesus en sy liefde teenoor ons? Ek gaan vir julle verwysings gee waar dit staan in Johannes 13 vers 23 kan julle gaan lees, 19, 26, 20 vers 2, 21 vers 27. En hy verwys dat hy is die geliefde disipel toe hulle saam geëet het, toe hulle saam gebid het, toe hy onder die kruis gestaan het saam met Maria, toe verwys hy ook die geliefde disipel van Jesus. En elke keer verwys hy na hom toe dat Jesus hom so lief het as die geliefde disipel. Nou, die Here het nie witbroodjies nie, dit weet ons nou. En ek wil graag vir julle perspektief gee, want in dieselfde evangelie vertel hy vir ons dat die Here het vir Maria en Martha en Lazarus baie lief gehad. Hy vertel in Johannes 3 vers 6 want hy het almal lief gehad. So dit was nie net 'n uitsonderlike geval dat Johannes sy beste vriend was of sy witbroodjie nie. Want ons almal wil die Here se beste vriend wees. Ons almal wil naby hom wees. Ons wil nie voel dat wat is anders aan Johannes as aan my? Wat het hy gedoen? Ja. En weet julle wat? Hy het absoluut niks gedoen nie, behalwe dat hy was in 'n verhouding met die Here en hy het geglo wat die Here oor hom sê. Nou, ons kan ek wil eintlik vir julle sê, hy het nie die Here se liefde vir hom toegeëien nie, maar hy het daarin oorgegee. En baie keer as ons oorgee in die liefde van Jesus Christus, dan besef ons, hy het ons so lief. En al hoe ons dit kan doen en kan besef is om tyd te spandeer met sy woord, want dit spreek die waarheid oor ons lewe. So die belangrikste identiteit op ons ID-kaart is nie ons foto of ons ID-nommer nie, maar ons posisie en dit wat Jesus oor ons sê. En Johannes het dit verstaan. Johannes het geweet, maak nie saak wat die wêreld van my sê nie, maak nie saak wie en wat se opinie nie, maak nie saak van my situasie nie, my status nie, my titel nie, hoeveel geld ek in die bank het nie, waar ek bly nie. Daai goed is die wêreldse goed, die wêreldse standaarde meet dit, maar Jesus Christus se identiteit is anders. Dit gaan oor die liefde wat hy vir ons het, en hy het dit vir ons tot die dood toe, en ons almal weet vandag, totdat hy opgestaan het ook en sy bruid gaan kom haal. So vir ewig het hy ons lief. Nou,
Ek wil vir julle 'n storie vertel hoe die Here dit eendag vir my kom waarmaak het, toe ek dit verstaan, vir my persoonlik. En dis 'n getuienis jare terug, toe is my sussie se seentjies nog klein, dis skoolvakansie, en ek is met die twee af strand toe, is ons nog in Blouberg. Ek wil hulle nou besig hou. En daarso sê ons, toe ons daar kom besluit, ons gaan nou gate grawe, want dit is besig om hoogwater te word. En elke keer dan grawe ons 'n gat, en dan kom die water en spoel oor die gat, en die brander maak amper so 'n klots terug, en dan is dit fantasties. Hulle skater lag daaroor, en dit is net fantasties. En dan grawe ons die volgende gat, en die water kom weer, en dan juig ons. En so hou ek hulle besig, en op 'n stadium grawe ons 'n gat, maar die gat besef ek, hy is 'n bietjie ver uit. Ek dink ons het nou te ver gegrawe vir die water om by te kom. Maar weet julle wat, terwyl ons die gat grawe, kom 'n gedagte in my kop, en ek vra vir die Here in my binneste, niemand weet die vraag nie. En ek vra, Here, Jesus, is U werklik lief vir my? Is U naby my? Jy weet mos, ons vra partykeer daai vrae, so asof ons nie glo nie. Ons wil weet, ons wil dit net weer hoor. Want baie keer, soos Johannes, daar moes sekere tyd gewees het wat hy ook nie geweet het nie. Maar die oomblik toe hy besef en hy weet dat die Here het hom lief, hy is die disipel wat die Here lief het, toe word daar 'n rede vir hom om op te staan. Dis hoekom hy evangelies geskryf het, hy wil vir almal van hierdie liefde vertel het. Dit gee jou 'n doel in die lewe, as wat jy net opstaan vir hierdie wêreldse goed. En so vra ek die vraag. En uit hierdie vraag uit, besef ek, hierdie brande moet nou kom. En my oë is op hierdie gat, want hierdie brande gaan nou kom, want eintlik weet ek die Here het my lief, maar hoekom vra mense dit? Jy weet, daai twyfel. En terwyl ek afkyk op hierdie gat, wat die water moet kom, sien ek, hier kom die brander, en net voordat hy by daai gegraafde gat kom, trek die water terug. En ek voel so half bietjie teleurgesteld, en ek dink, ek wonder, Here, wil jy nie net die brander, en ek het amper hoop vir die volgende brander, en die brander kom, en hy trek weer terug. En net soos ons mens is, paai ek myself, en ek sê, jy is sommer simpel, Adrie. Hoekom sê jy nou vir die Here vra of hy lief is vir jou? Natuurlik is hy lief vir jou. Jy het mos nou nie nodig dat 'n brander hier moet kom nie, weet ek probeer myself nou 'n bietjie gerusstel. En ons mens is so, ons wil graag iets hê van die Here, dan twyfel ons wil bevestiging hê, maar hy gee al hy beloftes reeds vir ons, in ons wonderlike woord, wat hy sê oor ons en sy liefde. En wat toe gebeur is, die volgende oomblik hoor ek 'n verskriklike lawaai op die strand, en dit trek my aandag af. En toe ek so wegkyk op die strand, toe sien ek omtrent so 100 meter van ons af, is hulle besig om so 'n propeller, wat klink soos 'n grassnyer, aan te trek vir een van daai kitesurfers wat so hoog in die lug gaan, en dan daar op Blouberg is baie van hulle vlieg so in die lug. En dis 'n ontsettende geraas. Ek dink nou, wat 'n grassnyer is hier op die strand. En terwyl ek na hierdie geraas kyk, Marilee, die volgende oomblik skree daai twee seuns met absolute vreugde. En hulle sê, kyk, die water is in die gat. En toe ek afkyk, toe sien ek, hier spoel die water deur daai gat, deur my voete onderdeur. En toe ek omdraai en agter my kyk, toe sit nog 'n meter verder. En op daai oomblik, toe spreek die Here in my gees en hy sê, ek is veral lief vir jou as jy nie kyk nie. Jy weet, ek het die hele tyd daai gat opgehou. Ek het die hele tyd gesê, Here, is U lief vir my? Wanneer kom die water? Wanneer kom die water? Maar ek het nooit besef wat dit in Christus is nie. En die wêreldse geraas kom, en dit trek ons aandag af. En dit sit ons fokus op ander goed. Wat sê mense van my? Wat moet ek verdien? Hoe moet my hare lyk? Hoe moet my middellyf lyk? Moet ek getroud wees? Moet ek nie getroud wees nie? Weet julle wat? 'n mens se identiteit is nie in getroud wees nie.
Dit was die lekkerste ding vir my toe ek my ID-kaart kry met my nuwe van. En ek is so gespog, ek het nogal ingekom en vir my man gesê, kyk, ek is 'n mevrou. En ons het lekker gelag daaroor. Maar dit is nie my werklike identiteit nie. Die Here stel nie belang in titels nie. Hy stel belang aan ons harte en wat ons glo van hom. En weet julle wat, toe ek uiteindelik dit besef, dat die Here se liefde is so onvoorwaardelik, dat ek hoef nie daarvoor te werk nie, ek hoef aan niks en niemand te behoort nie, net my hart aan hom en te glo wat hy in sy woord sê. En ek gaan vir julle die skrif lees, wat ons kernskrif is vir vandag, dat julle kan dit onthou, want dit is vir my die belangrikste, en dis in Romeine 5 vers 8, waar daar staan, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Weet julle wat? Dis daarom 'n wonderlike liefde, dat jy bereid is om jou lewe te gee, en ek kan dit nog verstaan, as iemand sy lewe gee vir iemand vir wie jy lief is. Maar vir iemand wat dit nie waardeer nie, vir iemand wat nie eers van hom weet of hom ken nie, of in hom kan glo nie. Want ons kan net glo in iets, as ons onder andere hierdie kosbaarhede van die Here en sy liefde vir ons kan verstaan. So, ek wil vandag vir julle vra, besef julle werklik wie is Christus? Besef julle werklik julle identiteit in Christus? Want dit is wat, dit is nie die wêreldse geraas waar ons gewoond is nie. Ons perspektief moet verander. Soos wat Johannes gesê het, ek is 'n disipel wat geliefd is deur die Here Jesus. Wil ek vandag kom en ek wil vir jou sê, kom sê dit, ek is geliefd deur die Here Jesus. Kom ons bid saam daaroor. Here Jesus, vanoggend kom sê ons dankie vir u onvoorwaardelike liefde, wat vir almal beskikbaar is. Help ons om onsself deur die oë te sien, deur te glo in die waarhede van u woord. Ons weet daarin lê ons identiteit en oorwinning. In Jesus naam, amen. As jy enige geestelike behoefte het of navrae het, of jy wil net graag saam met iemand bid, is jy baie welkom om ons te kontak. Tik op die volgende WhatsApp nommer net, hier's Vision, en Marilee, julle sal seker maak, ons kry jou nommer op 072 113 6947, of is welkom of ons persoonlik te e-pos by westcoast@hesvision.co.za. En dan sien ons mekaar weer môreoggend waar ons in Engels saam kuier. 'n geseënde dag vir julle almal.